Hallo kijkers, vandaag is ons hier by een dam en langs die dam het ons die nieuwe Mercedes A250 Sport. Hierdie spesifieke model het die 2 liter turbo aangejaagde engine met 'n DSG radkas 7 spoed. Hy het 155 kW en 350 Nm torque. Is meer as genoeg om jou betyds by die werk te kry. Dit kan ek jou verseker. Okay, so hierdie A250 is so 40 tot 50.000 rand duurder as jou normale GTI en jou BMW M125i. En so iets wat onder die Golf R. So kom ons kyk of dit die moeite werd is. Ja, kom ons vat hom vir 'n spin, ou bro. In 2016 slaan die derde generasie A-klas 'n nuwe blaadjie om. Mercedes het die kar op estetiese vlak bietjie opgeskerp, 'n paar nuwe engine opsies beskikbaar gestel, asook aan die kar se suspensie gewerk. Maar voor ons die kar uitvat vir 'n spin, gaan ons eers vir julle 'n toer gee van die binneruim. Hierdie is natuurlik 'n drywerskar, so alles gaan rondom die bestuurservaring en enigiets wat nie bydra tot die bestuurservaring nie is maar net 'n ekstra en dit is daar en is 'n nice to have, maar jy gaan nie noodwendig oor nie. So eerste ding wat jy oplet is hoe ongelooflik mooi hierdie sitplekke is. Hulle hou jou so lekker vas en soos jy om die draai gaan, voel jy een met die kar en dit is alles baie wonderlik. Elektronika gewys, alles wat jy in 'n moderne kar hier wil hê is beskikbaar. Jy kan Bluetooth connect met jou foon, jy het 'n SD-kaart slot, hier's climate control, hier's voice command, hier's goed op die stuurwiel dat jy alles kan verstel, jy het pedal shifters, so is natuurlik die DSG radkas, jy het allerhande cubby holders en goeders hierso. Hierso kan jy goed charge ensovoorts. Hier kan jy jou koelrankies insit, hier kan jy jou huissleutels ingooi, daar kan jy jou as instrooi as jy 'n roker is. Sal skande wees as jy rook in hierdie kar. En hierso het jy 'n klomp knoppies wat goed doen. So voor ons gery gaan Franco gou vinnig vir julle die agterkant wys. So as ek inklim, is dit redelik ongemaklik om in te klim. Gaan toemaak. Vir my wat 1.6 meter lank is dit redelik ongemaklik om hier agter te sit. Ek kan verstaan as die bestuurder 'n bietjie langer is, gaan hy sy stoel redelik moet agtertoe skuif. Dis 'n redelik ingeperk hierso en dis definitief nie 'n lang padkar vir as mens sou pofadder toe ry of plek soos dit nie. Hier is natuurlik, jy kan jou ligverstelling hier agter doen. Hier is spasie vir 'n 12 volt socket om hier in te kom en jy kan 'n pen hier inberg as jy hom in die helfte inbreek. En dan natuurlik kan jy hierdie aflig en jou glase hier insit. Maklik weer opstel. Dit het nie gewerk nie. Dis alright ou. Dis nie 'n lang padkar nie. Nou ongelukkig het die A250 ook nie jy so groot kattebak nie. Dis 'n volle 40 liter kleiner as 'n Golf GTI sin en 20 liter kleiner as 'n BMW 125M sin. Jy het steeds 341 liter tot jou beskikking. Kom ons vat hom vir 'n spin ou bra. Ongelyke pad het die pre-facelift model jou tande harder gestraf as 'n Wilson toffee op 'n koue dag. Nou kom ons hoop dit is nie die geval met die nuwe model nie. Okay, so ons ry nou 50 km/h, tweede rad en as ek hom plat trap. Woe! Hier reg nodig om enigiets te sê daaroor nie. Die suspensie is hard, maar dit is nie ongemaklik nie. Die sitplekke het taamlike aggressiewe. Hy druk jou genoeg dat jy weet hy's baie lief vir jou. Tipe druk jou dat jy snak na jou asem. Maar dit maak sin as jy omdraai vinnig begin ry, dan hou dit jou so lekker in plek dat ek regtig nie kan kla oor die sitplekke nie. So die harde ry en die harde sitplekke is eintlik 'n positiewe in hierdie kar. Volgende ding waaroor ons moet praat is hierdie kar se engine. Ongelooflike wringkrag vanaf lae engine toere en hy hou aan trek eenvoudig tot die rooi lyn van 6.500 OPM. Nou die klank is nie ongelooflik nie, maar daar is ook nie regtig iets fout daarmee nie. Dis so half
Nee, dit is nou nie die AMG model nie. Oeh, ek kan sien ons het actually 'n blinde kol hierso. Kom ons kyk hoe dit voel. Nou met die dat mens so vinnig versnel, kan jy agterkom dat die voorbande nie heeltemal genoeg grip het om al die krag op die teerpad te sit nie. So dit maak vir my sin dat hulle die A45 AMG 4-wiel aangedryf gemaak het. Maar in my opinie is 'n bietjie wielglip nou nie iets om oor te huil nie. Dit is eintlik nogals opwindend en as jy baie geld het vir nuwe bande, dan kan jy heel wat vet pret doen. Dink op 'n nat pad gaan hierdie kar 'n groot sport wees. Jy gaan taamlik moet vashou aan jou stoel. Wel, die stoel hou vas aan jou, so jy hoef nie regtig te worry daaroor nie. Moet nie 'n fout maak nie. Die A250 Sport is nie vir almal nie. As jy op soek is na 'n gemaklike, praktiese gesins- of stadsmotor, hou asseblief verby. Hierdie is glad nie meer die A-klas van die ou dae nie. Maar as jy die tipe mens is wat die meeste genot uit elke bergpas, agterpad en verkeerssirkel wil put, mal is oor hoe hierdie A250 lyk en 'n ekstra 30 tot 50.000 rand premie sal betaal bo die kompetisie van hierdie kar. Kry solank jou chequeboek gereed, want die A250 Sport kruip in 'n mens se hart in.